Baie welkom by vandag se uitsending. Ek is Joseph Francois Oberholzer van die Ministry of Reconciliation hier in Suid-Afrika. Ons is gevestig in Viliersdorp in die Wes-Kaap. Dit is Dinsdag, die 6de van die maand Shevan 5785 op die Hebreëse kalender, die 28ste Oktober 2025. Daar is Saterdagoggende 3 uur herhaling van hierdie opname. Dit is dan nou Saterdag die 1 November 2025. Vandag se vraag: hoe lief is jy vir God se woord? Psalm 119 vers 97. Hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Wat is een manier waarop Godvreesende mense hulle liefde vir God se woord bewys? Honderde miljoene mense en vroue besit 'n Bybel, maar daar is 'n verskil tussen 'n Bybel besit en God se woord lief hê. Kan iemand werklik sê dat hy God se woord lief het as hy dit selde lees? Natuurlik nie. Daarenteen is daar mense wat voorheen nie groot agting vir die Bybel gehad het nie, maar wat dit nou elke dag lees. Hulle het geleer om God se woord lief te hê en soos die psalmskrywer bepeins, hulle dit die hele dag. Psalm 119:97 wat ons reeds gelees het. Ek lees raak van 'n persoon wat geleer het om God se woord lief te hê, naamlik Nasju Dori. Saam met medegelowiges het hy dekades lank volhard terwyl hy die Here in sy vaderland Albanië gedien het. Die werk van die Here se getuies was gedurende 'n groot deel van daardie tyd verbied. En hierdie getroue Christen het maar min Bybellektuur ontvang. Maar broer Dorrie se geloof het sterk gebly. Waarom? My doelwit, het hy gesê, was om die Bybel ten minste 'n uur elke dag te lees, wat ek omtrent 60 jaar lank gedoen het, totdat ek nie meer mooi kon sien nie. Tot nog onlangs toe was die hele Bybel nie in Albanees beskikbaar nie. Maar broer Dorrie het as kind Grieks geleer en hy het dus die Bybel in daardie taal gelees. Gereelde Bybel lees het broer Dorrie gedurende verskillende beproewings versterk en dit kan ons ook versterk. Hoe lief is ek en jy vir God se woord? Ontwikkel 'n verlange na God se woord. Watter gesindheid moet Christene teenoor God se woord ontwikkel? Ontwikkel soos pasgebore kindertjies 'n verlange na die onvervalste melk wat tot die woord behoort, het die apostel Petrus geskryf in 1 Petrus 2 vers 2. Net soos 'n baba na sy moeder se melk smag, is dit vir Christene wat bewus is van hulle geestelike behoefte werklik aangenaam om God se woord te lees. Is dit hoe jy voel? Indien nie, moenie moed opgee nie. Jy kan ook 'n verlange na God se woord ontwikkel. Wat behels dit om Bybel lees 'n daaglikse gewoonte te maak? En ek wil net hierby voeg dat om Bybel lees 'n daaglikse gewoonte te maak, is sekerlik die beste gewoonte wat jy kan aankweek. Om dit te doen, moet jy jou eers dissiplineer om Bybel lees 'n gewoonte te maak. Indien moontlik 'n daaglikse gewoonte, Handelinge 17 vers 11. Jy sal dalk nie elke dag 'n uur aan Bybel lees kan wy soos Dorrie nie, maar jy sal heel waarskynlik elke dag 'n tydjie op sy kant sit om God se woord te lees. Baie Christene staan soggens 'n paar minute vroeër op om oor 'n skrifgedeelte te pyns. Kan daar enige beter manier wees om die dag te begin? Ander verkies om die Bybel te lees net voor hulle gaan slaap en die dag so af te sluit. Nog ander lees die Bybel op 'n ander geleë tyd. Die belangrike saak is om die Bybel gereeld te lees. Neem dan 'n paar minute om te bepeins oor wat jy gelees het. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van persone wat daarby baat gevind het om God se woord te lees en te bepeins. En net voor ons daarna kyk en aangaan, 'n persoonlike getuie vir ons as gesin. Ons staan elke oggend vroeg genoeg op.
om voordat ons die huis verlaat, Bybelstudie saam te doen en die nagmaal te gebruik. So dit geskied rondom 6:30 se kant in die oggende. Dan lees ons die woord en ons gebruik die nagmaal. En ons bid saam. In die aand kom ons gewoonlik so teen 6:00 weer by mekaar. Ons doen Bybelstudie en ons gebruik die nagmaal saam. Hierdie is nou al 'n deurdrenkte goddelike inspirasie in ons as huisgesin. Want sien, die Here kweek huisgesinne vir hom. Ons is deel van een groot huisgesin. Ons is die liggaam van Jesus Christus. Ons is sy bruid. Wanneer Jesus ons kom haal, gaan ons almal een wees in die hemel en ons kan dit reeds hier op aarde beoefen. Maak 'n punt daarvan om Bybelstudie saam met jou gesin te doen. Vir God is die gesin baie belangrik. Goed, dit bring ons dan nou by die persone wat die Bybel gelees het en dit daagliks oor en oordink het, bepeins het. Die eerste een, 'n psalmskrywer wat God se wet liefgehad het. Al weet ons nie wie die skrywer van die 119de psalm was nie, wat kan ons omtrent hom leer as ons lees en pyns oor wat hy geskryf het? Die skrywer van die 119de psalm het ongetwyfeld groot waardering vir God se woord gehad. Wie het daardie psalm geskryf? Die Bybel sê nie wie die skrywer was nie, maar uit die konteks kry ons 'n paar besonderhede oor hom en ons weet dat sy lewe nie sonder probleme was nie. Van sy kennisse wat veronderstel was om aanbidders van die Here te wees, het nie sy liefde vir die Bybelbeginsels gedeel nie. Die psalmskrywer het nietemin nie toegelaat dat hulle gesindheid hom verhinder het om te doen wat reg is nie. Psalm 119 vers 23. As jy saam met iemand woon of werk wat nie Bybelstandaarde respekteer nie, sal jy moontlik ooreenkomste tussen die psalmskrywer se situasie en joune sien. Hoewel die psalmis 'n godsvreesende man was, was hy beslis nie eie geregtig nie. Hy het sy eie tekortkominge openlik erken. Psalm 119 vers 5, 6 en 67. Hy het egter nie toegelaat dat sonde hom beheer nie. Hoe sal 'n jong man sy pad reinig, het hy gevra. Sy antwoord, deur op sy hoede te bly ooreenkomstig u woord. Psalm 119 vers 9. Toe het die psalmskrywer beklemtoon dat God se woord waarlik 'n kragtige aansporing ten goeie is deur by te voeg. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11. Iets wat ons aanspoor om nie teen God te sondig nie, maar inderdaad kragtig te wees. Waarom moet jong mense veral bewus wees van die belangrikheid om die Bybel daagliks te lees? Dit sal verstandig wees van Christen jong mense om na te dink oor die psalmis se woorde. Jong Christene word vandag aangeval. Die bose Satan sal baie graag die jonger geslag van die Here se aanbidders verdorwe wil maak. Satan se doelwit is om jong Christene in versoeking te bring om aan vleeslike begeertes toe te gee en God se wette te oortree. Rolprente en televisieprogramme weerspieël dikwels die duiwel se denke. Die sterre van sulke programme lyk na aantreklike en gawe mense. Onsedelike verhoudings tussen hulle word as normaal uitgebeeld. Wat is die boodskap? Dit is in orde vir ongetroude persone om geslagsomgang te hê solank hulle mekaar waarlik liefhet. Ongelukkig is daar jaarliks talle jong Christene wat voor hierdie denkwyse swig. Party ly skibreek wat hulle geloof betref. Groot druk word dus inderdaad uitgeoefen. Maar is die druk so erg dat dit vir jong mense onmoontlik is om dit te verstaan? Hoegenaamd nie. Die Here het 'n manier voorsien waarop jong Christene slegte begeertes kan oorkom. Hulle kan enige wapen wat die duiwel kan ontwerp weerstaan
deur op hulle hoede te bly ooreenkomstig God se woord en God se woorde in hulle harte bære. Die skrywer van Psalm 119 het uitgeroep, hoe lief het ek u wet, Psalm 119:97. Na watter wet het hy verwys? Na die Here se geopenbaarde woord wat die Moseswette insluit. Party sal dalk hierdie wet aanvanklik verwerp en verouderd en wonder hoe enige iemand daarvoor lief kan wees. Maar wanneer ons oor die verskillende fasette van die Moseswet nadink, soos die psalmskrywer gedoen het, kan ons die wysheid agter daardie wet insien. Benewens al die profetiese aspekte van die wet is daar die sanitêre en die eetkundige voorskrifte wat reinheid en goeie gesondheid bevorder het. Levitikus 7:23 en 24, 26, Levitikus 11 vers 2 tot 8. Die wet het eerlikheid en sakeaangeleenthede aangemoedig en die Israeliete vermaan om empatie te betoon aan behoeftige mede-aanbidders. Eksodus 22 vers 26 en 27, 23 vers 6, Levitikus 19:35 tot 36, Deuteronomium 24 vers 17 tot 21. Regterlike beslissings moes onpartydig wees, Deuteronomium 16 vers 19 en 19 vers 15. Na mate die skrywer van Psalm 119 ondervinding in die lewe opgedoen het hy ongetwyfeld gesien hoe goed dinge afloop vir diegene wat God se wet toepas en sy liefde daarvoor is versterk. En na mate Christene Bybelbeginsels vandag met welslae toepas, word hulle liefde en waardering vir God se woord eweneens baie groter. 'n Prins wat die moed gehad het om anders te wees. Watter gesindheid het koning Hiskia teenoor God se woord aangekweek? Die inhoud van die 119de Psalm kom goed ooreen met wat ons omtrent Hiskia weet toe hy nog 'n jong prins was. Party Bybelgeleerders voer aan dat Hiskia die skrywer van die Psalm was. Hoewel daar geen sekerheid hieroor is nie, weet ons wel dat Hiskia groot eerbied vir God se woord gehad het. Hy het deur sy lewenswandel getoon dat hy heel hartig saamgestem het met die woorde in Psalm 119:97. Die Bybel sê van Hiskia, hy het die Here aangehang sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou wat die Here Moses beveel het. 2 Konings 18 vers 6. Hoe moedig Hiskia se voorbeeld Christene aan wat nie deur godvreesende ouers grootgemaak is nie. Hiskia het blykbaar nie in 'n godvrugtige gesin groot geword nie. Sy vader koning Agas, wat 'n ontroue afgodsaanbidder, wat ten minste een van sy seuns, Hiskia se eie broer, lewendig verbrand het as 'n offerande aan 'n valse god. 2 Konings 16:3. Ten spyte van hierdie slegte voorbeeld kon Hiskia sy pad reinig van heidense invloede deur God se woorde te leer ken. 2 Kronieke 29 vers 2. Terwyl Hiskia toegekyk het, hoe het sake vir sy ontroue vader afgeloop? Terwyl Hiskia opgegroei het, het hy persoonlik gesien hoe sy afgodsaanbiddende vader die land regeer. Juda is deur vyande omring. Daar was Resin, die koning van Sirië, wat saam met koning Peka van Israel opgetrek en Jerusalem beleer het. 2 Konings 16:5 tot 6. Daar was die Edomite en die Filistyne wat geslaagde aanvalle op Juda gedoen het en self 'n paar Judeese stede ingeneem het. 2 Kronieke 28:16 tot 19. Hoe het Agas hierdie krisisse hanteer? In plaas daarvan om die Here om hulp te smeek teen Sirië, het Agas hom tot die koning van Assirië gewend en hom omgekoop met goud en silwer, insluitende dit wat in die tempelskatkis was. Maar dit het nie blywende vrede vir Juda meegebring nie. 2 Konings 16 vers 6 en 8. Wat moes Hiskia doen om nie dieselfde foute as sy vader te begaan nie? Agas het uiteindelik gesterf en Hiskia het op die ouderdom van 25 jaar koning geword
2 Kronieke 29:1. Hy was betreklik jonk, maar dit het nie gekeer dat hy 'n suksesvolle koning word nie. Hy het nie die handelswyse van sy ontroue vader gevolg nie, maar by die Here se wet gebly. Dit het 'n spesiale opdrag aan konings ingesluit. As die konings op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê, en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet te hou. Deuteronomium 17 vers 18 en 19. Deur God se woord daagliks te lees, sou Hizkia leer om die Here te vrees en nie dieselfde foute as sy goddelose vader te begaan nie. Wat beteken dit om die Here te vrees? Om die Here te bevrees beteken jy het 'n ongelooflike diep respek vir die Here en jy kniel voor hom en jy aanbid hom as die enigste ware lewende God. Hoe kan 'n Christen daarvan seker wees dat hy in geestelike sin alles wat hy doen voorspoedig sal uitvoer? Dit was nie net die konings van Israel wat aangespoor is om voortdurend oor God se woord na te dink nie, maar alle godvreesende Israeliete moes dit doen. Die eerste Psalm beskryf 'n waarlik gelukkige man as iemand wie se behaag in die wet van die Here is en sy wet dag en nag oordink. Psalm 1 vers 1 en 2. Die psalmskrywer sê aangaande so 'n man, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Psalm 1:3. In teenstelling hiermee sê die Bybel van iemand wat nie geloof in die Here, 'n God het nie, hy is 'n besluitlose mens, onbestendig in al sy weë. Jakobus 1 vers 8. Ons almal wil gelukkig en voorspoedig wees. Gereelde, betekenisvolle Bybellees kan tot ons geluk bydra. Kom ons skep 'n bietjie asem. Ons sal graag van u wil hoor. Miskien het u idees waaroor ons dan ook kan praat en Bybelstudie doen daaroor op Dinsdae en dan die herhalings op Saterdag. So skryf aan ons, e-mail ons by info.ministry.reconciliationsa@gmail.com. Ons doen baie uitreikwerk, so as jy wil hê ons met die woord na u huis toe bring of in u omgewing oor die evangelie kom gesels, ons doen dit baie graag. Bespreek ons by 072 7586 742. Ons gaan aan. Hoe lief het jy God se woord? God se woord het Jesus versterk. Hoe het Jesus getoon dat hy God se woord lief het? By een geleentheid het Jesus se ouers hom in die tempel in Jerusalem gevind, waar hy tussen die leermeesters gesit het. Hierdie geleerdes in God se wet was die hele tyd verbaas oor sy begrip en sy antwoorde. Lukas 2 vers 46 en 47. Dit was toe Jesus 12 jaar oud was. Ja, selfs terwyl hy nog baie jonk was, het hy klaarblyklik 'n liefde vir God se woord gehad. Later het Jesus die skrif gebruik om die duiwel te bestraf toe hy gesê het, die mens moet nie van brood alleen lewe nie, maar van elke uiting wat deur die Here se mond uitgaan. Matteus 4 vers 3 tot 10. Kort daarna het Jesus vir die inwoners van sy tuisdorp Nasaret getuig en die skrif gebruik. Lukas 4 vers 16 tot 21. Hoe het Jesus 'n voorbeeld gestel toe hy vir ander getuig het? Jesus het dikwels uit God se woord aangehaal om sy lering te staaf. Sy luisteraars was verstom oor sy manier van leer. Matteus 7:28. En geen wonder nie, Jesus se leringe het van God self gekom. Jesus het gesê, wat ek leer is nie myne nie, maar behoort aan hom wat my gestuur het. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie heerlikheid, maar hy wat die heerlikheid soek van die een wat hom gestuur het, hy is waardig en daar is geen onregverdigheid in hom nie. Johannes 7 vers 16 en 18. Tot watter mate het Jesus sy liefde vir God se woord bewys?
Anders as die skrywer van Psalm 119, was daar geen onregverdigheid in Jesus nie. Hy was sonder sonde, die seun, die geliefde seun van God, wat homself verneder en gehoorsaam geword het tot in die dood, Filippense 2:8, Hebreërs 7:26. Maar al was hy volmaak, het Jesus God se wet bestudeer en gehoorsaam. Dit was 'n vername rede waarom hy sy onkrekelbaarheid gehandhaaf het. Toe Petrus 'n swaard gebruik het om te probeer keer dat sy Heer in hegtenis geneem word, het Jesus die apostel berisp en gevra: Dink jy dat ek nie 'n beroep op my Vader kan doen om op hierdie oomblik meer as 12 legioene engele aan my beskikbaar te stel nie? Hoe sou die skrif in daardie geval vervul word dat dit so moet plaasvind? Matteus 26 vers 53 en 54. Ja, dit was vir Jesus belangriker om die skrif te vervul as om 'n wrede en vernederende dood vry te spring. Watter groot liefde vir God se woord tog. Ander navolgers van Christus. Hoe belangrik was God se woord vir die apostel Paulus? Die apostel Paulus het aan mede-Christene geskryf: Word navolgers van my, net soos ek dit van Christus is. 1 Korintiërs 11 vers 1. Soos sy Heer het Paulus 'n liefde vir die skrif aangekweek. Hy het erken, in my binneste is ek werklik lief vir God se wet, Romeine 7:22. Paulus het God se woord dikwels aangehaal, Handelinge 12:32 tot 41, 17 vers 2 en 3 en 28 vers 23. Toe hy sy laaste instruksies aan Timoteus, 'n geliefde medebedienaar, gegee het, het Paulus beklemtoon watter belangrike rol God se woord in die daaglikse lewe van elke mens van God moet speel. 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17. Noem 'n voorbeeld van iemand wat 'n hedendaagse tye eerbied vir God se woord getoon het. Talle getroue knegte van die Here in hedendaagse tye het eweneens Jesus se liefde vir God se woord nagevolg. Vroeg in hierdie eeu het 'n jong man 'n Bybel by 'n vriend gekry. Hy het beskryf watter uitwerking hierdie kosbare geskenk op hom gehad het. Ek het my voorgenem om dit 'n noodsaaklike deel van my lewe te maak, om elke dag 'n gedeelte in die Bybel te lees. Daardie jong man was Frederik Frans en sy liefde vir die Bybel het daartoe gelei dat hy 'n lang, suksesvolle lewe in die Here se diens geniet het. Hy word met geneentheid onthou vir sy vermoë om hele hoofstukke van die Bybel uit die hoof aan te haal. 'n ander voorbeeld wat in my gedagtes opskiet, is die van Billy Graham. Die Here se getuies lê groot klem daarop om die Bybel gereeld te lees. Hulle lees elke week 'n paar hoofstukke van die Bybel ter voorbereiding vir een van hulle Christelike vergaderinge, die Teokratiese Bedieningsskool. Glanspunte van die toegewende skrifgedeelte word gedurende die vergadering bespreek. Party getuies vind dit makliker om die week se skriflesing in 7 kleiner gedeeltes te verdeel en elke dag een gedeelte te lees. Terwyl hulle lees, pyns hulle oor die materiaal. Wanneer moontlik doen hulle bykomende navorsing met behulp van Bybelpublikasies. Wat is nodig om tyd in te ruim vir gereelde Bybellees? Jy sal dalk tyd moet uitkoop vir ander bedrywighede om die Bybel gereeld te lees. Efesiërs 5 vers 16. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Die voordele van tyd uitkoop sal enige opoffering ver oortref. Na mate jy die gewoonte aankweek om die Bybel daagliks te lees, sal jou liefde vir God se woord toeneem. Kort voorlank sal jy ook voel om soos die psalmis te sê: Hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Psalm 119
97. Hierdie gesindheid om God se woord daagliks te lees, sal nou en in die toekoms vir jou groot voordele inhou. Ja, amen. Hoe lees ek die Bybel persoonlik? Ek hou daarvan om my Bybel oop te maak en dit hardop te lees. Psalm 23. Die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. O, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. So is dit geskrywe. Ja, amen. Jesaja 42 vers 1. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan nasies bekend maak. Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Jesaja 54 vers 10 en 17. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek die Here vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Ja, amen. Ons het voorheen vir mekaar gesê dat Jesus was baie lief vir God se woord. In Jesus se tyd was die Nuwe Testament nog nie geskryf nie. So Jesus het uit die Ou Testament aangehaal, Lukas 4 vanaf vers 16. Hy, dit is Jesus, het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel vir die gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Jesus se aanhaling kom uit Jesaja 61 vers 1 tot 2 en 58 vers 6. Wat moet ons met God se woord doen? Matteus 28 vanaf vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, om God se woord oor te vertel en te verkondig. Wat ons opdrag is, moet ons die woord oopmaak en dit begin lees. Prys die Here, ja, amen. My gebed vir elkeen van julle is dat julle as gesin of as individu die woord van die Here sal neem en ten minste een keer per dag daaruit sal lees. Tot volgende keer. Ja, amen.